Louis, so 'n klompie jare gelede het julle vriende en familie uitgenooi om ook aandele op te neem. Hoe het dit gewerk? Man, ons is ek dink ek en jy kom altyd van Menlo Park af. Maar ons het 'n klomp vriende by Menlo Park gehad, want dan sit ons dan in die aande, braai ons vleis en so. Baie van hulle werk hierso en die ander nie. En almal is opgewonde oor die maatskappy. En toe begin die ouens altyd sê, maar dit help ons niks, julle is opgewonde nie, want daar's niks in vir ons nie. En toe het ons so, ek dink dit was in 2005, het ons vir almal wat hier gewerk gesê, kom ons gaan na ons vriende toe, hulle vriende, ons vriende, familie, mense wat naby is, ons gee hulle 'n kans om aandele in, en dis nou ons beleggingsmaatskappy te koop. En ek dink ons het 'n maksimum van 500 000 toegelaat. Die ouens het toe almal ingekoop, so al ons vriende en so is nou aandeelhouers. En ek dink daai aandele het al amper vervierdubbel die laaste 5 jaar. So as ons nou braai om die 4 en ons almal gelukkig, nie net die 1/11 nie. Louis, as julle projekte aanpak, lyk dit tog of julle dit selde alleenig doen. Daar's gewoonlik 'n ander vennoot betrokke in ander partye. Hierdie beginsel van vennootskap met ander partye betrokke, waarom doen julle dit? Theo, ek dink dit is net om nice te wees nie. Kom ons wees eerlik. Ek dink in die eerste plek, jy kry mense wat 'n eie maatskappy opbou en hy wil alles self doen, maar daar's 'n sekere limiet aan wat hy kan doen. Hy het net soveel tyd, hy het net soveel mense om hom. Ons het gesien met vennote om ons kan ons net soveel vinniger groei, want jy kan skielik 4-5 geleenthede gelyk kry. Maar ons het ook besef, jy gaan dit net reg kry as daar vir die vennoot ook iets in die transaksie is. En ek dink ons het redelik bekend geraak en baie ouens bel ons en sê, man, ons het 'n stuk grond en ons hoor julle is lekker ouens om mee saam te werk. En ek dink die rede daarvoor is ons doen nooit 'n transaksie wat die vennoot nie ook geweldig goed doen nie. En ons gee nie om as hy 'n vennoot end bly nie. So dis nie eers 'n geval van hy is deel net in ontwikkeling nie. Baie van ons ontwikkelings is ons vennote nou nog aandeelhouers saam met ons. En ek weet jy kan enigiemand van hulle bel, almal is baie gelukkig met die vennootskap. Louis, sosiale verantwoordelikheid. Maatskappye praat baie daarvan, maar in praktyk, hoe doen julle dit? Theo, ons sagte plek lê maar by die Afrikaanse mense van die land. Weet, ons het destyds toe ons die maatskappy gestig het ek en François 'n gedeelte van die aandeelhouding in 'n trust gesit wat ons die Atterbury Trust noem. En sy enigste doelstelling is om beurse te gee vir behoeftige Afrikaanse kinders. Weet, ek dink ons het al 250 studente deur die universiteit gesit of wat op die universiteit is wat nou al gekwalifiseer is as ouditeure en prokureurs. So dis een ding wat ons doen en dan wat ons ook doen is daar's van die skole byvoorbeeld in die weste van Pretoria waar ons van die onderwysers se salarisse betaal of daar's 'n kleuterskool wat ons onderhou. So ek dink die manier hoe ons betrokke is om maar ek wil amper sê vir die behoeftige Afrikaners ook 'n geleentheid te gee want ek dink die kanse vir hulle raak ook al hoe minder in hierdie land en dis waarop ons fokus. Louis, ek wil terugkom na eiendoms en die eiendomsbedryf. Dit het oor eeue heen baie rykdom geskep vir baie families reg oor die wêreld en baie suksesvolle besighede is gebou op eiendom oor eeue heen. Dis nie 'n nuwe ding nie. Julle het dit suksesvol gedoen. Vandag het julle bates van 10 miljard rand en is bates wat julle self ontwikkel het wat steeds binne in die groep is. As jy kyk na die resep en ek wil begin by die foute wat mense maak. Watse foute maak mense wanneer hulle kyk na eiendom en 'n besigheid in die eiendomsmark? Theo, ek dink weet jy moet eers vat 'n ontwikkelaar is 'n entrepreneur en ongelukkig werk 'n entrepreneur se kop so as hy wil geld maak. Hy wil so gou moontlik geld maak. Eiendom daarteenoor is 'n langtermynbelegging. Die een les en François van die Kerk het dit vir my geleer is moenie jou bates verkoop en so vinnig moontlik wins te realiseer nie. Want in die moeilike tye soos die laaste 3-4 jaar, die ouens wat oorleef het, die ouens wat dit gemaak het, is die ouens wat 'n balansstaat gehad het, wat sterk genoeg was, wat inkomste gegenereer het om deur daai tye te sien. So ek dink die een geheim wat ons gedoen het, was om nie ons bates die hele tyd te hoef te verkoop nie. Die feit dat ons die bates kon hou en ons eie portefeulje kon hou, dit het gemaak dat ons tye soos hierdie kon deursien. So ek dink dis die een les is, onthou eiendom is 'n langtermynbelegging, moenie vir korttermyn gewin gaan nie. En ek dink jy kan dit ook sien aan die mense wat hier werk. Jy weet die tipe ouens wat hier werk, hulle is almal nog jonk. Ek is een van die oudste ouens in die maatskappy. Maar by almal het daai penny het daar gedrap. Jy weet almal van hulle nie een van hulle koop fancy karre en spandeer die geld nie. Almal van hulle besef, dis belangriker om 'n balansstaat te bou, om eers dit agter die rug te hê, voor jy begin kyk na daai tipe van ding. So julle doen aan die een kant die ontwikkeling, maar aan die ander kant julle hou daai ontwikkeling in julle balansstaat en bou sodoende die balansstaat van die besigheid. Dis reg, ons het eintlik 2 maatskappye binne in Atterbury. Een is die operasionele maatskappy wat die ontwikkelings doen, maar by voltooiing van die ontwikkeling gaan dit oor na die beleggingsmaatskappy Atterbury Investment Holdings. En dis ook nou waar al hierdie mense dan hulle aandele het. En dis waar baie mense 'n fout maak. Hulle doen die ontwikkelingskant, verkoop hom en dan kry hulle nooit die balansstaatkant. Dis reg. En dan wanneer die tye teen jou draai, dan help dit nie jy het al daai winste gehad nie. Jy het dan eintlik 'n balansstaat nodig om nog steeds geld te kan leen, om nog steeds inkomste te genereer om jou deur daai tye te dra.
Louis, ek sien julle is al meer aktief buite Suid-Afrika. Julle doen 'n besondere groot ontwikkeling in Mauritius. Julle is betrokke in Wes-Afrika. Waarom die beweging uit Suid-Afrika uit? Ek dink daar's twee redes voor. Die eerste een is bloot diversifikasie. Die geleenthede in Suid-Afrika raak net al hoe minder. Die winkelsentrums, daar's omtrent in elke dorp al te veel winkelsentrums. So ons begin kyk na ander plekke waar ons kan ontwikkel. Dit is die een rede. Ek dink die ander rede is die omstandighede in Suid-Afrika vir maatskappye soos ons om besigheid te doen, raak net eenvoudig te moeilik. Jy weet, en dis ironies dat ons in Wes-Afrika en in Namibië met die regerings van daai lande transaksies doen. Ons doen nou 'n winkelsentrum beide in Namibië en in Ghana waar die regering ons vernoot is. Nou in Suid-Afrika stel hulle glad nie belang nie. Dit is totaal ongehoord vir hulle om na maatskappye soos ons te kom en te sê, kom ons doen 'n ontwikkeling saam. En wat ook jammer is ou sien dit al hoe meer. Jy weet die landbou, daar's al hoe meer boere wat in die Kongo of in Mosambiek begin boer net omdat die omstandighede vir hulle te moeilik raak hierso. En ek dink dit is is tragies. Ek dink ek weet nie wat oor die volgende paar jaar gebeur nie, maar as entrepreneurs soos ons verkies om in die buiteland te begin ontwikkel, dan dink ek moet iemand dalk daarna kyk en sê moet ons nie ons beleid verander nie. Louis, die Atterbury Theater. Julle het besluit om in die nuutste ontwikkeling 'n teater by te sit. Waarom? Daar's twee redes voor. Die een is ons het agtergekom van die kunstenaars spesifiek. Ons het 'n bietjie te doen met Louis Karaug en Nathaniel en so en dit raak al hoe moeiliker vir hulle om by die soekhofse van die wêreld 'n Afrikaanse produksie op die planke te bring. En ons het toe besluit maar weer dan bou ons 'n teater, dan hoef ons niemand te vra wat se produksies daar kom nie en alhoewel dit nie net vir Afrikaans is nie, is dit lekker om amper selfbeheer te hê oor wat daar opgevoer word en wat nie. En dan in die tweede plek ook weer daai hele kultuur van teater toe gaan, het eintlik verdwyn. Jy weet die mense ry nie meer in staatsteater toe nie, hulle voel onveilig daar. En daarom het ons 'n teater hier in die ooste van Pretoria neergesit en hy's elke aand chock-en-block vol. Jy weet jy kan nie glo hoeveel mense kom na hom toe en hoe goed dit vir die ontwikkeling is nie. Jy weet die mense kom eet uit, hulle spandeer geld, so alhoewel daar 'n mooi rede voor was, maak ons ook geld uit die teater uit en dis hoe dit hoort. Hoe groot is die teater? Hy kan 400 mense sit, jy weet en dit is regtig 'n state of the art. Jy weet ons het van die akoestiek wat daar inkom, ons het reg oor die wêreld gegaan en eintlik die beste van oral gevat en 'n teater hierso bymekaar gesit. En dis 'n ongelooflike teater.